Broers en susters, ek sit verlede week daar in Russtown en ek luister na die woord. Maar toe Bennett die livestreaming aansit en hy fokus op hierdie kruis, toe onmiddellik sien ek 'n verandering wat hier gebeur het. Op hierdie kruis, hierdie purper manteltjie wat hier opgehang is, dit het my dadelik opgeval dat hier het iets 'n verandering gekom. Dankie suster Tia. En onmiddellik op daai stadium toe kry ek my woord vir vandag. Amen. Die man met die purper kleed. Amen. En toe ek nou daar so verder deur die woord, deur die diens luister, sien ek net pastoor Bennett draai hier af en hy kom terug. En toe sing ons hierdie lied. En dan kan jy net so terug gaan. Net na daai laaste. En as ons net hierdie lied alleen net luister en ons leer elke sin wat gesê word, dan bring dit ons by die hele Via Dolorosa. Ja. Die pad wat Jesus moes geloop het. En as 'n mens dink daaraan, aan die kruis, dan kry 'n mens soms so swaarigheid in jou gemoed. Ja. En elke keer as ek daaraan dink, dan wil ek soms so knop in die keel kry. As ons net moes weet, as ons net werklik kan besef wat Jesus vir ons deurgegaan het. Ja. Op daai pad. En die skare wat aan mekaar skree, kruisig hom. As ons in ons land waar ons in die omstandighede en die samelewing wat ons vandag lewe, en ons praat van diskriminasie, nou wonder ek net so, wat sal hierdie geleerdes van diskriminasie nou sê oor wat aan Jesus gedoen is? O ja. Wat sal met daardie mense gebeur in vandag se omstandighede? Ek en pastoor Norman gesels voor die diens, en ek weet nie wie van die almal bekend is met hierdie gevegskuns en hierdie UFC en boksgevegte en wat ook al. As ons kyk hoe een persoon lyk nadat hulle 20-25 minute in 'n kruit was, wat een persoon die ander persoon geslaan het. En ons sien hoe daai mense lyk na die geveg. Dan kan ek my net nie voorstel hoe Jesus moes gelyk het na bykans 12 ure van marteling, geeseling, geslaan, geskop deur honderde mense, nie net een mens nie. En kan dit verder uitbrei na duisende mense. Want ons hoor, ons lees van 'n skare van mense. Maar nogtans was sy eerste woorde nadat hulle hom aan die kruis opgehang het. Hy het gesê, Vader, vergeef hulle,
want hulle weet nie wat hulle doen. Amen. Dit was die eerste kruiswoord. Ons het ek het jare wat terug het ek met die kruiswoorde met die behandel. Maar vanoggend wil ek by die laaste kruiswoord 'n bietjie stil staan. Ja. Nou kom ons lees eers die woord van die Here. In Lukas 23 vanaf vers 23 af. Ons begin hierdie gedeelte vanmôre. Ons gaan net nou na die nagmaaltafel toe oorgaan. Maar die gebeure begin kort nadat Jesus die nagmaal ingestel is. Hy is na die tuin van Getsemane, soos wat die gewoonte was, waar hulle gaan bid het. En ons ken al die goed wat gebeur het daarna, waar Jesus voor die Sanhedrin gekom het, en hy voor Pilatus verskyn, en hy voor Herodes verskyn. Ons weet almal wat gebeur het dan. En hulle het hom gesê, kruisig hom. En toe moes hy die pad loop van Pilatus se woning af na Golgotha. Wat hy die pad wat hy moes stap om gekruisig te word. Nou as ons kyk net na die mense, hulle praat van die afstand was so ongeveer so 10 na 5, tussen 10 en 15 kilometer van Pilatus se woning af, waar hy veroordeel is, tot daar waar hy aan die kruis vasgespijker was. Nou as ons lees vir 'n ander dag, sê hulle daar was 14 stasies op die weg, waar daar sekere goed gebeur het. Ons kan nie vandag daarby stil staan nie. Ek wil net hê ons moet kom by die punt waar ons begin met die kruisiging. Dis vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofspieël genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En as 'n mens nou 'n bietjie na hierdie kruiswoord gaan kyk, dan sê hierdie kruiswoord vir ons, dat die Here, die hemel, dat Jesus vir die hemel vir ons geopen het, deur hierdie woorde, want dit was dit net vir die uitverkore volk gewees. Net vir Jode was die hemel bestem gewees. Maar met hierdie 4de kruiswoord, sê die Here vir ons, maak hy die hemel oop
vir ons as gewone mense, ons as sondaars en gewone mense en die Jode. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Tot sover die gelees woord van die Here. Ek herhaal net ons teksvers, vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Nou broers en susters, ek wil hierdie boodskap van my vanoggend titel en sê: Jesus kondig sy oorwinning aan. Ons het vanoggend ook so 'n bietjie gestaan en gesels. So Norman net laasweek het hy 'n vraag gevra. Hoekom noem ons dit Goeie Vrydag? Dit was nie 'n Goeie Vrydag vir Jesus. Maar dit was 'n Goeie Vrydag vir ons. Amen. Maar as ons ook nou net bietjie net die minste net so 'n bietjie omdraai en verby die huidige toestand van Jesus aan die kruis kyk. Dit was nie vir hom 'n goeie Vrydag. Maar dit was vir hom 'n goeie Vrydag in die sin dat hy sy opdrag wat vir hom gegee was om aarde toe te kom en vir ons verlossing kom te bewerkstellig, was dit 'n heerlike dag vir hom. Amen. Want hy kon sy taak voltooi. Amen. En dit is hoekom ek sê, daar's baie maniere om na dit te kyk. Ja. Maar vir Jesus was dit 'n goeie dag, omdat hy sy Vader kon vereer en hy kon die opdrag van sy Vader uitvoer en hy kon uitsien na die oomblikke wat hy sy plek aan die regterhand van God die Vader gaan inneem. Amen. Die sterwensoomblikke van Jesus aan die kruis was totaal anders as enige ander mens se sterwensoomblikke. Niemand het ooit gesterf soos Jesus nie, en niemand sal ooit weer sterf soos Jesus nie. Ons sal net nou by die rede daarvoor uitkom. Sy vyand het gedink dat hy die stryd verloor het. Maar Jesus se laaste woorde aan die kruis is die finale aankondiging van sy oorwinning. Ja. Sy laaste woorde aan die kruis sê dat die dood geen mag oor hom het. Daar's 3 vrae wat ons gaan vra hier. Waarom het Jesus hardop uitgeroep? Waarom gee hy sy gees aan sy Vader oor?
waarom het hy sy laaste asem uitgeblaas? Jesus hang hier aan die kruis. Die drama van die kruisiging het nou afgespeel. En nou staan almal en wag dat Jesus moet sterf. En 'n persoon wat aan gekruisig is, het gewoonlik net aan uitputting gesterf. En wanneer hulle sterf, het hulle net 'n sagte sug gegee, wanneer die laaste asem uitgeblaas word. Hulle gee net 'n sagte blaas wanneer die dood inkeer. Wanneer die dood oorwinning kry oor daai menslike liggaam. Maar toe die doodsoomblik vir Jesus aanbreek, het almal verstom gestaan. Want Jesus het nie net met 'n sagte sug. Hy het met 'n harde stem uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nie saggies nie. Die dood het hom nie bekruip en hom oorwin nie. Want Jesus het die dood oorwin. Hy het nie toegelaat dat die dood saggies hom bekruip en sy liggaam vat en sy laaste asem vat. Ja, en gaan nie. Hy het dit hy het hard uitgeroep. Dit is so 'n belangrike saak dat die 3 van die evangelies dit uitdruklik sê. Matteus, Markus en Lukas is almal eensstemmig hieroor. Jesus het hardop uitgeroep. Hy het nie sag deurgegaan. Waarom hierdie harde uitroep? Ons het hier te doen met Jesus se aankondiging van sy oorwinning. Sy oorwinning oor die dood, oor wat hierdie wêreld aan hom gedoen het. Soos ek reeds gesê het, die liggaamskragte van 'n persoon wat gekruisig word stadig aanminder. Totdat daar laaste skaars genoeg krag oorbly om die laaste asem uit te blaas. Die sterwensoomblik breek gewoonlik as 'n sagte snik aan. Die dood neem die lewe ongemerk weg. Maar Jesus het hardop uitgeroep. Hy het nie weens uitputting gesterf nie. Die dood het nie stadig maar seker nader besluit en sy lewe weggeneem nie. Nee, Jesus roep as ware self die dood nader. Dis asof hy sê, nou gaan ek sterf. Nou gaan ek my lewe aflê. Want niks en niemand kan sy lewe van hom af wegneem. Ja. Nie die dood met al sy mag nie, ook nie die duiwel en sy hele leer nie, ook nie die magte van die hel nie. En hierdie uitroep hoor ons die stem van die koning wat ten volle in beheer is. Amen. Selfs in sy sterwensoomblik kan niks en niemand die mag uit sy hande uitneem. Halleluja. Amen. Daarom is Jesus se harde uitroep in sy sterwensoomblik niks anders as sy koninklike aankondiging dat hy oorwin het. Ja. Wat het hy oorwin? Wat het hy gedoen? Jesus is hier na hierdie aarde toe gestuur deur die Vader om te kom om die mensdom te kom red. En deur sy kortstondige lewe
Want ons weet, Jesus was min of meer net 33 jaar oud toe hy gesterf het aan die kruis. En as ons gaan kyk na ons wat almal hier is, wie is nog onder 33 hierso, dan is daar net 'n paar van ons wat nog onder 33 is. En as jy net dink aan wat jy in jou lewe gedoen het tot en met die ouderdom van 33, ek weet wat ek het doen. Ek het 37 jaar gevat om tot insig te kom, om tot besef te kom wat die liewe Vader vir ons gedoen het, wat hy vir u en vir my kom doen het op hierdie aarde. Wat 'n heerlike troos gee dit nie vir ons nie, geliefdes. Die wêreld waarin ons leef, lyk vir ons verskriklik teenoor mekaar. Maar wat sê Jesus vir ons in sy 7de kruiswoord? Dis asof hy ons toeroep en sê, moenie bang wees. Ek is ten volle in beheer van alle dinge. Ek is die oorwinnaar. En elkeen wat jy die geloof aan my vashou, sal saam met my oorwin. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat die Here vir ons hier gee nie? Want Jesus Christus het in sy sterwensooblik aan die kruis op Golgotha die oorwinning aangekondig. Daarom moet ons bo die onsekerhede en spanning van hierdie wêreld as ware Jesus se harde uitroep hoor. Aan die kruis het hy hardop uitgeroep om ons te verseker dat niks in tyd of ewigheid ons van God se liefde kan skei nie. So as kyk na ons eie omstandighede, wat ons sê, en dan baie keer sê ons, hierdie is nou 'n hopelose situasie. Niemand kan niks aan hierdie saak doen. Niemand kan hierdie probleem wat in ons lewe is, oplos. Maar dan moet ons net mooi gaan staan en bietjie stil word. En weer gaan staan, ek het net gedink toe ons hier sing, ek gedink, wonder as ek nie, ons nie kan net hier permanent bly staan, en so elke nou en dan, 'n druppeltjie van daai bloed vang, wat hier vanaf gestort is. Halleluja. Net dat ons weer opnuut daardie besef kan kry, dat ons nie in beheer is nie, maar dat God alleen in beheer is. Amen. Maar waarom het Jesus gesê, Vader, U in U hande gee ek my gees oor? Hierdie woorde van ons Here Jesus is 'n aanhaling uit Psalm 31 vers 6. Dit het deel gevorm van die aandgebed wat Joodse kinders van kleins af geleer het. Met hierdie gebed gaan Jesus die slaap van die dood tegemoet. Hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En dis hoe die Joodse kinders van daai gebid het, wanneer hulle gaan slaap, dat hulle sê, hy gee die gees oor aan hulle hemelse Vader. Hier in hierdie woorde roep Jesus God weer aan as Vader. Net so rukkie terug het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? Ja. En nou met hierdie woorde word die verhouding tussen Vader en Seun weer herstel. Ja. Erken hy nou weer God as sy Vader, nie as sy God nie. Vader en Seun het mekaar as ware weer gevind, vir ewig. Die liefdesband tussen Jesus en sy Vader is nie deur die helse pyn en smart van God verlatenheid verbreek nie. En as ons kyk na wat Jesus moes deurgaan. God was so genadig geweest dat hy
tussen die 6de en die 9de uur totale duisternis laat kom het oor die aarde, omdat hy geweet het, die mense hier op die aarde sou nie daai situasie kon hanteer wat aan die kruis plaasgevind het in daai 3 ure van duisternis. Niemand weet presies wat in daardie 3 ure gebeur het. Maar dit is 'n saak tussen Jesus en sy Vader. Maar na daai duisternis, toe roep hy hom weer aan as Vader. Baie kere gebeur daar in ons ook in lewens met ons kinders, gebeur daar goed. En dan sê ons, hierdie verhouding is tot niet. Dit kan nie herstel word. Maar as ons na God toe gaan, omdat hy in beheer is, kan alles herstel word. Hy gee in sy sterwensoomblikke sy lewe aan sy Vader oor. Dis dan wat Jesus daarmee sê, ek ken U steeds as my liefdevolle Vader. Daarom vertrou ek U. Ja, vertrou ek U so, dat ek my gees, my lewe by U kom neersit. En ek weet, dat U dit nie sal verwerk nie, maar dat U dit sal bewaar. So is Jesus op hierdie stadium, al is hy in sy toestand, wat hy is hy nog steeds ten volle in beheer. Die dood het hom nie bekruip nie. Die dood het nie sy lewe van hom af weggeneem. Hy lê self sy lewe neer in die hande van sy Vader. Hy sterf nie aan die kruis as 'n slagoffer van omstandighede wat skeef geloop het. Hy sterf nie omdat sy werk totaal misluk het nie. Hy sterf nie 'n eerlose en skandelike dood as 'n verloorde nie. Nee, hy lê sy lewe gewillig af en hy gee sy lewe aan sy Vader. Amen. En hy doen dit met sekerheid dat hy nooit weer van sy Vader af weggestuur sal word. Hy sal nooit weer nodig hê om te roep, my God, waarom het U my verlaat? Daarom weerklink sy koningswoord, sy oorwinningswoorde, hardop en duidelik oor die heuwels van Golgotha. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Amen. Jy weet, ons gaan so baie, en ons praat so baie van die kruis, en wat Jesus vir ons gedoen het. Maar besef ons werklik, waardeur Jesus moes gegaan het, vir ons. Ons kan dit sien en ons kyk na films soos Passion of the Christ en ons lees artikels oor wat mense geskryf het. Maar ek dink nie ons mense gedagtes is sterk genoeg om die werklike omvang te besef waardeur Jesus is. Ek het nou die simpel voorbeeld gebruik van hierdie ouens wat nou in 'n bokskryt opklim. En dan na 20 minute is hulle al onherkenbaar in sekere gevalle. Maar besef ons hoe 'n persoon moet lyk
wat na 11 ure, kom ons noem maar bykans 11 ure, of meer, deur honderde mense geslaan, geskop. Ons lees in die woord van die Here dat hy was glad nie as 'n mens herkenbaar. Daarom is my waarskuwing vanmôre aan u. Laat ons nie die kruis goedkoop maak. Amen. Ons nader nou Paasnaweek oor 3 weke. Ons het nou weer reeds gevra dat ons moet vas en bid vir die konferensie. Maar ek dink die vas en bid moet meer gaan vir genade by God. Op ons eie lewens, op ons eie omstandighede. Dat ons nie, en dat ons so dankbaar moet wees teenoor God, dat ons nie nodig het om daai pad te loop, wat hy vir my en vir u gedoen het. Laat ons werklik tot die besef kan kom, wat Jesus vir ons gedoen het. Op daai dag. Amen. Ek wil nou oorgaan na die bediening van die nagmaal. Ons gaan vra dat Pastor François, Paul, Johnny, ons het hierdie dienste vanoggend begin, nou eintlik na die instelling van die nagmaal. Maar op hierdie stadium waar ons nou is, dus weet waaroor dit gegaan het, en ons besef nou waaraan Jesus ons wil herinner, en wat hy sê, dink aan my, so dikwels as jy dit Amen. En ons staan hier by 'n tafel vanoggend. En ons dink, en as ons nou in ons geestesoog kyk na hierdie verwonde liggaam wat in die kruis gehang het, moet ons nie kyk net na daai liggaam wat afgebreek het. Ons moet kyk wat die oorwinning van dit vir ons beteken. Wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons saam met hom kan oorwin. So Jesus het gegaan aan, net voor hy verraai is, het hy saam met die disippels by mekaar gekom in die boventrek, en dan gereed gemaak om die nagmaal te doen, om die Pasga te vier. Maar Jesus het opgestaan, en hy het vir brood gevat, en hy het gesê, breek, neem, eet, hierdie is my liggaam, wat vir jou gebreek is. Amen. Hierdie Pasga sal ek nie weer saam met julle voer of saam met julle eet voordat ek die koninkryk van die hemel nader gekom het. Voordat my Vader gekom het om ons te kom haal om saam met hom te sit. Ons sê, neem, eet,
Paul, Ronnie, François, my liggaam het ek laat breek vir jou. Amen. Net so het ek ook met die wyn geneem en sê dit is my bloed wat gestort is vir jou, sodat jy oorwinning kan kry. Amen. Sodat jy die ewige lewe kan beerwe en saam met my aan my Vader se tafel kan kom sit en kom eet. Amen. Hy sê dit is my bloed gestort vir jou. Amen. Ook vir jou, Paul, elke druppel bloed is vir ons wat hier ontstaan gestort. Ons moet net ons lewens so lei dat ons reg staan om te ontvang. Amen. Dit wat die Here vir ons wil gee. Amen. Amen. Die wat die beker wil hê, kan net vir my 'n aanleiding gee met die hand opsteek. The splendor of Him, knowing His destiny, was the lonely hill of Golgotha, there to lay His life for me. If that isn't love, then the ocean is dry. There's no stars in the sky. Let his
sal ooit weer gedoen kan word as wat ons Jesus vir ons gedoen het. En ons nou in loof en prys en daarvoor. Dis nou vir die woord wat ek voorsang. Ons sing sommer weer daai perpetueel. Ons gaan weer daai koortjie saam sing. Wat die perpetueel. Terwyl ons dit sing, dan kan ons offergawes, diens